Die Trump-administrasie wil NASA se begroting met 20% vir die fiskale boekjaar vir 2026 verminder, wat die VSA se posisie as wêreldleier en toonaangeer vir ruimtenavorsing in gedrang bring. Die navorsing wat veral hierdeur geraak gaan word, is die agentskap se wetenskapsmissie-direktoraat wat oorsig hou oor navorsing aangaande planete en die aarde, sowel as astrofisika. Vir meer hieroor praat ek met Dr. Roan Stein, ruimtefisikus verbonde aan die Sentrum vir Ruimtenavorsing en Fisika aan die Noordwes Universiteit. Goeiemiddag Roan. Goeiemiddag Estie. So wat 20% van die begroting wat beoog word om gesny te word. Ek wil tog net benadruk dat dit nog net 'n voorstel is wat ter tafel gelê is en nog nie deurgevoer is nie. Maar wat sal die gevolg wees hiervan? Ja, Estie, dit is baie kommerwekkend om so 'n groot deel van NASA se begroting te snoei. In totaal, soos jy genoem het, is al 20% wat hulle wil snoei, maar daar sekere departemente wat tot en met 70% gesnoei gaan word, wat basies eintlik maar beteken dat sekere departemente by NASA sal eintlik maar heeltemal tot stilstand kom. Die implikasie daarvan is baie van die missies wat daar's al triljoene of miljarde dollars in hierdie missies belê in vorige jare wat nou net skielik tot 'n stilstand moet kom, en al daai geld, as hierdie begroting dan nou goedgekeur word, sal al daai geld eintlik nou maar in die water wees in die verlede. Daar duisende, nog 'n implikasie is dat daar's duisende wetenskaplikes, spesifiek astrofisici, ruimtefisika, ruimtenavorsers, wat eintlik nou maar 30 dae kennis kry, as gevolg van die feit dat daar nou nie meer befondsing is vir die projekte waarop hulle al vir meer as 'n dekade moontlik werk nie. Waarom sou die Trump-Withuis, die administrasie, hierdie begroting wou besnoei? Wat kan die beweegrede wees daarvoor? Om dood eerlik te wees, Estie, ons weet nie. Op hierdie stadium weet ons regtig nie wat is die rede daarvoor nie. As 'n mens dink dat so 'n groot skuif om al die generasies van kennis wat NASA opgebou het sedert die 1950s, om ontslae te raak van al daardie kennis en die mense, is net tot voordeel van 'n ander land se ruimteagentskap. Dit is nie tot voordeel van NASA nie. Wat wel interessant is dat ons weet natuurlik die Trump-administrasie en SpaceX werk baie naby aan mekaar saam, en SpaceX is 'n baie groot kliënt van NASA. So die befondsing wat by NASA gesnoei word, sal 'n direkte negatiewe impak op SpaceX se lanserings hê, wat hulle die internasionale ruimtestasie diens en toekomstige missies ook. So op hierdie stadium maak dit glad nie sin waar daardie geld wat hulle wil spaar heen sal gaan nie, en dit maak ook glad nie sin hoekom hulle op hierdie stadium daardie voorgestelde begroting wil voorstel nie. Het is veral die ruimteagentskap se wetenskapsprogramme wat hierdeur geraak word. Met die begroting wat hier met 2/3 verminder sal word, watter navorsing gaan dan wel voort? Om die navorsing wat wel dan gesnoei word, dis gewoonlik die, soos jy het genoem, die planete en die aarde navorsing, spesifiek die satelliete, die weersatelliete programme wat spesifiek die weer dophou op die aarde, al daardie word gesny. Die wat voortgaan is 10-1 maar missies wat hulle nie nou kan stop nie, soos byvoorbeeld net een voorbeeld is die James Webb ruimteteleskoop wat nou klaar gelanseer is, en daar is 'n groepie mense wat daai teleskoop moet aan die gang hou en data kry van hom, en omdat hy nou klaar gelanseer is, kan hulle hom nie net verwerp nie. So daar sal basies 'n baie klein groepie, soos hulle in Engels sê, skeleton staff oorbly, om die missies te hanteer wat wel al klaar gelanseer is, maar daar is definitiewe lanserings wat vir volgende jaar dan nou gekanselleer is, as gevolg van hierdie besnoeide voorgestelde begroting. Soos ek genoem het, die VSA is bekend as 'n wêreldleier op die gebied. Hoe gaan dit hulle posisie raak?
Definitief negatief. Hierdie wetenskaplikes is wêreldberoemde wetenskaplikes, hulle is wêreldgehalte wetenskaplikes en as hulle daar kennis voor gegee word, dan sal 'n ander land hulle voortande gee om daardie wetenskaplikes oor te roep na plekke toe soos Rusland, China, die Europese Unie, en dit sal dekades neem om daardie wetenskaplikes weer te oortuig om terug te gaan NASA toe, selfs al is daar 'n administrasieverandering oor 3 jaar of 4 jaar. So hierdie is regtig soos wat hulle noem in Engels praat hulle van 'n extinction level begroting, om te sê dat hierdie slaan die knie onder NASA uit heeltemal. Kan NASA uitwis op die lang termyn? Inderdaad, dit is wat dit moontlik kan doen. Mens moet ook nou net bysê dat hierdie voorgestelde begroting moet eers goedgekeur word deur hulle sogenaamde Kongres, of die Kongres seker nou in Afrikaans, en maak nie saak aan watse kant van die paadjie die gewone Amerikaner is nie, almal het 'n groot liefde en 'n diep liefde en 'n trots vir NASA, wat beteken dat ons sal maar sien wat op die ou einde goedgekeur word. Baie dankie, dit is Dr. Roan Steyn, ruimtefisikus verbonde aan die Sentrum vir Ruimtenavorsing en Fisika aan die Noordwes Universiteit.